Hallo en welkom. My naam is Amike. Ek is 'n verpleegsuster wat my eie pad stap met PTSD. Hierdie is 'n plek waar ons dit gemaklik maak om oor die ongemaklike goed te praat. Waar eerlike gesprekke op tyd kry. Want soos koffie is die lewe nie altyd soet nie. Soms is dit bitter. Hier deel ons daai stories. So kom sit saam met ons, luister en voel. En dalk, net dalk, voel jy is nie alleen nie. Welkom by My Storie Met. Diep in my stilte hoor ek jou naam. Tussen die skeure waar my vrese slaap. As alles breek en al my kragte gaan, staan nog jy, staan nog saam. So baie welkom. Vandag is ek so dankbaar en bly dat jy jou storie gaan vertel. Almal is wel bekend met jou as Naughty Nikki. Is dit reg? Ja. En ek wil graag hoor, wie was jy gewees voordat jy Naughty Nikki was? Voor ek Naughty Nikki was ek eintlik bekend as Candy gewees. Dit was ook 'n vir baie jare in die bedryf wat ek in was. En toe ek weet nie, dit is asof ek het so 'n paar verskillende persoonlikhede, jy weet, ek pas aan by die mense om wie ek is. En Candy het vir my gewerk vir 8 jaar en toe gebeur COVID en toe is dit Naughty Nikki. Het ek Wat maar het net Candy gekom, dit is gedoen? 'n catchy naam. Vertel my van Candy Candy. was 'n massage therapist gewees. Okay. So ek het sensual massages gedoen vir baie jare. Wêreld getravel. Ek het saam met kliënte oor see gegaan en jy weet jagplase toe, ek was bederf gewees. So hy het pros en cons. Hy kom met pros en cons. Baie sielsdodend. Baie jy so as jy besig is om te werk, jy's in 'n out of body experience om net te doen wat jy moet om jy weet jou geldjies te verdien. So dis dit is 'n sielsdodende bedryf, maar dis nie vir enigiemand nie. Ons het sommer gebeur COVID. Reg, ons het sommer reg in dit ingegaan. Jy het sommer begin met die sensual massages. Ek wil net gou so 2 stappies teruggaan na sensual massages toe. Hoe het dit begin? Hoe het jy begin met hoe het jy in dit ingekom dat jy nou ek gaan nou in sensual massages. Hoe daai storie gebeur? Ek het eintlik na skool toe ek gaan werk, weet in die corporate wêreld, sales goedjies gedoen. Toe kry ek 'n werk as 'n dictaphone typist vir prokureurs. En ek het was saam met 'n kerel gewees, 'n candidate attorney. Alright? En hy het my altyd so blameer. Hy sê hoorie, waar werk jy eintlik? Toe sê ek werk by die prokureurs en hy het my altyd beskuldig dat ek werk by 'n prostituutplek. En ek ken nie daai dinge nie. Ek is soos waarvan praat jy? Toe het jy nog ons gaan glad toe nie, eendag jy het dinge- geensins met dit te doen gehad nie. Nee, ek het eers geweet dit bestaan nie. Nee, toe werk ek regtig by die prokureurs. En ons gaan toe deur ons goed. Ek vind te goed uit van hom en ons breek toe op en ek dink toe ek gaan nou kyk wat is die sensual massage ding en ek sien 'n advertensie in die koerant. Dit sê sensual massages needed. Beautiful young ladies maak R3000 'n dag. Nou, En ek dis wat baie geld. 20 jaar oud is wat nie gaan swat het nie. R3000 'n dag. Klink nogal Ja. En toe gaan kyk ek en het my 'n rukkie gevat voor ek begin het. Ek was nie dit was nie vir my iets wat ek myself in kon sien nie, maar toe kry ek ook nie weer werk nie en Vertel my van daai eerste dag wat jy sê
ek wil dit nou probeer en jy het lank met jouself Ja. geworstel, wil ek dit doen, wil ek dit nie doen nie. Watse deel van jou wou dit nie doen nie? Watse deel van jou, hoekom was jy so teen dit? Dink maar, jy weet hoe mens groot geword het. Ek het nie dit gedink vir myself as 'n beroep nie. Jy weet, ek wou altyd 'n scientist geword het of 'n veearts geword Wow. het of ek wou net in 'n ander beroep en gaan kriminologie interesseer my verskriklik. Ja. En maar toe ek gaan vir die onderhoud, die mooiste meisie in my hele lewe wat ek al ooit gesien het. Hardloop rond, maar sy het net 'n handdoek aan. En sy hardloop rond en die baas sê vir my, "Gaan saam met haar in die kamer en gaan kyk wat doen hulle." En ek staan toe in die hoek hoor jy sommer ek sit. Wat doen jy? Ek hou nie daarvan nie. Dit het my uitgevreet. Dit was nie nee. En ja, en toe bly ek weg en toe ek nou besluit ek gaan begin. Toe ja, jy weet jy's so die jong blond maar girltjie, so jy's besig. Ek het seker 8, 9 kliënte 'n dag gehad. Jy eet nie, dit is ja, So jy dit werk toe was vir 'n moeilik, plek. maar Dit was 'n plek wat sensual ja, massages. Okay, so jy ja, was deur hulle jy was 'n werker vir ja. hulle. Wow. Ja, seker vir ja, jy werk seker van so 10 tot 7. 10 10 in die tot 7. oggend tot 7 die aand. En as in Sjoe. Sandton gewees het ek in Kreersdorp gebly, so dis 'n entjie om te ry. Maar die Ja. geld was goed en dit was cash. Jy weet elke dag Ja. kry jy daai cash in jou hand, so jy voel my Ja. kar was Ja. oral vol cash altyd. Dit is verskriklik Ja. gelyk, maar ja, En dit het vertel 'n my long-term effek sal ek sê. Vertel my van die eerste keer wat jy nou eintlik jy moes nou die sensual massage. Jy was nou nie in daai hoekie gewees nie. Jy moes nou vir die eerste keer kry jy oefening, kry jy training, kry jy enige soos berading, kry jy is daar enige soos mental health tipe van enige berading wat jy deurgaan? Nee, hulle het 'n saak met jou mental health. Meeste girls wat in Ja. die bedryf is either op drugs, Mm. doen dwelms of rook die hele Mm. dagga. Ek is nou nie ek het rook glad die dagga nie. Ek rook nie Mhm. sigarette nie. Ek vat nie substances nie. Ek is maar net. Sjoe. En Jy kry so vinnig daai training. tyd was jy ook nugter Ja. geweest? Ja nee, ek het nooit Ja. niks. Ek het wel begin as ek in die oggend ry sien het ek vir my 'n six-pack spin gekoop, Smirnoff spin. Okay, Ek okay, het wel elke oggend 10 uur 'n drankie gedrink. So dit het okay, bietjie begin pla, maar ek het dit ook vinnig gelos. okay. Maar ja, hulle gee jou so vinnig training en wys jy dan nou wat moet jy doen met die kliënt. Jy doen 'n Mhm. hele body to body ding en dan nou die storie waar om jou handdoeke te bære en die kamer netjies wees. As iets uit plek uit is, dan word jy gefyn. Jy weet Sjoe, as jy 'n nat handdoek terughang en nie in die mandjie sit en dan finally R100. So hulle is sjoe. streng met reëls. As jy Ja. laat is dan betaal jy hulle die boeking geld. So ja, hulle is baie Dis met 'n die besigheid. reëls Dit was 'n besigheid gewees. dit is, want soos ek sê, daar's baie girls wat dis glad nie 'n reliable die girls is nie reliable nie, want soos ek sê, Mm, meeste vat nou maar 'n substance om net ja, te deel met wat wat jy hulle doen, jou doen. posisie. Um, Sjoe. en ja, ek dink nie almal kan sommer deel met dit nie. Nee, ek dink ook nie so nie. En ek Maar dink ek het daai interessante mense ontmoet, dis van hulle is nou nog van my beste vriende. wow, en doen hulle dit nog of nie meer nie? Hmm. Nee, Wow. die meeste meisies van daai tyd wat studeer is nou prokureur en die een Ag, het 'n wonderlik. skoonheidssalon en so hulle het almal it's a means to an end. Jy weet Dis daai is 'n wonderlik. bedryf om geld te maak, weg te Ja, sit, besigheid te begin of 'n plekie ja. te koop en ek het dom gewerk met my geld. So ek Ons het almal gelewe, maak ek het foute. vakansies gehou, ek het 'n mooi huis gehad. Ja. Ja, so leer mens. Wat Ja. het dit aan jou siel gedoen Maar ek om was net vir 'n paar ja, jaar daar en toe is ek op my eie gewees. So ja. okay. Wat het dit aan jou siel gedoen om daai tipe werk te doen? Ek dink want ek weet jy het al gepraat oor 99% van die mans wat kom is getroude mans en as dit nie meer is nie.
Vertel my 'n klein bietjie van Ja. wat het dit aan jou gedoen as mens? Kyk, vir my, vertroue in 'n man is absoluut non-existent. Ek kan nie Sjoe, dit neek al my verhoudings op, want ek sjoe, vertrou niemand, jy weet, as my partner nie die foon antwoord nie, dan sê ek soos, waar's "Waar's jy? jy? Baby, jy weet, jy's heeltemal dit." So nee, ek het geen vertroue in 'n man nie. Vir my het dit my verhoudings vorentoe in my lewe, ek sal nooit trou nie, ek sal nie Sjoe, mm. Nee, jy weet, want dan sien jy kliënte en dan sê hulle nee, hulle gaan net gou in 'n meeting en dan eintlik, so dit het vir my net gewys dat, jy weet, as 'n man, 'n persoon, daar was couples ook gewees, mm, as 'n persoon wil iets doen, gaan hulle hoop maar net hulle word nie uitgevang nie. So, ja. Dink jy baie ja, van die vrouens was dit is vir bewus my nie, daarvan? ek bly maar weg. Ekskuus? Ek dink jy baie van die vrouens was bewus daarvan of dink jy daar was van die vrouens Nee, nee. glad nie. Ek dink niemand het geweet nie. Ja. Bitter min. Nee, jy weet, want die vraag is ook altyd, dan vra hulle jou, "Jy's al so mooi, hoe werk jy nou by Mm, die plek? Hoe's jy nou mm, hierso? Weet mm, jou man jy's hier?" Dan mm, vra ek vir hulle, "Weet jou vrou jy's hierso?" Jy mhm, weet, dis mm, by die chip stil, dis ja, irrelevant, want vir my, ek is daar om geld te maak. ja, Hulle is daar om 'n lus uit hulle stelsel te ja, kry en dis altyd 'n geval van, my vrou gee nie vir my nie, of ja, hulle sal liewer na 'n massageplek toe kom as om 'n affair te hê met die werk, met die mhm, PA of wat ook al. mhm, So, mhm, hulle justify dit en ek kan nie oordeel nie. Ek kan mhm. nie, ja, Sjoe. Wat het dit ja. aan jou gedoen as mens om te weet hierdie is 'n getroude man? Ek verstaan dit was 'n besigheid vir jou. Het jy jouself half afgesluit om te sê hierdie is my werk of hoe het jy dit mentally ervaar of siels? Hoe het jou siel dit ervaar om te weet hierdie is 'n getroude man, ek moet dit nou doen, dit is my werk. Hoe het dit jou siel affekteer? Nie lekker nie. Dis nie, Mhm. jy weet, jy voel bitter sleg oor jouself as mens. Soos Mhm. dis teen my waardes, dis teen my morele waardes. Dit hulle sê Mhm. dan vrouens in hierdie bedryf het nie waardes nie, en dis nie die geval nie. Dit is, Mm. jy voel baie sleg want ek sit myself in die vrou se posisie. Soos Ja, sy nou die moet sien of weet ja, hy was nou hier, hoe sal sy voel? So vir my, ja. nee, ek het baie sleg gevoel met elke So, liewe kliënt wat ek gehad het. Nee, so. En ek dink ja. die vraag is altyd wat almal altyd vra en ek weet dis 'n moeilike vraag om te antwoord, maar soos daar is ander werke, daar is ander werke. Watse antwoord sal jy gee vir die mense wat sê, maar jy kon gaan werk het by A of B of C of D? Wat sou jy antwoord op daai vraag? Nommer 1, ons land het nie die meeste poste beskikbaar Mhm. nie. Dit is bitter moeilik om werk te kry, Ja, dis waar. veral as jy niks agter jou naam het nie Ja. en ander dinge. En vir my is dit oor die vryheid, jy weet, en die geld, Mm. Ek Mhm. meen, waar gaan jy 22, Ja, 60, 70,000 rand 'n maand verdien, so. sonder om 'n graad te hê? So, Ja, dis 'n opoffering. Dis half ja. 'n jou siel vir geld, jy weet, Ja, dit tjoh, dis dis mooi. moeilik, Nie maar mooi dis gesê nie, moeilik. maar dis presies reggestel. Dis wat ek probeer sê, dit is half Ja, dis tegnies wat dit is, want jy binne jou wens jy elke dag, soos wat jy soheen toe ry, haat jy wat jy nou gaan doen. Maar na daai lang dag as jy huis mhm, toe ry, kyk jy so daar langs jou na daai sakkie geld en dink jy, "Eers okay, môre of volgende maand kan ek lekker see toe gaan," of ja, ja, op jy weet, vakansie sulke gaan. goed. Ek was gereeld op vakansie. Sjoe, Ek was 3, 4 keer 'n jaar by die Kreerwiltuin, ek was 4, 5 sjoe, keer 'n jaar by die see. Ek het gelewe, maar dit kom met 'n opoffering. So dis ja, maar, dis 'n catch-22, jy moet yes. besluit wat is vir jou belangrik. So die geld was basies jou, as ek dit kan sê, jou beloning gewees, jou dryf gewees, jou
En al het dit jou siel gekos, was dit vir jou wat jou daai 10 dae in die Kreerwiltuin of daai week weg by die see of daai was die moeite werd vir jou gewees om dit te doen. Ja, ja, So, basies. en Maar hoe nog dit steeds baie wat jy wil regtig hê, maar jy doen ja. dit nou maar. Ja, en daar's geen oordeel nie. Ek dink dit is baie belangrik. En ek wil graag vir jou by jou hoor soos in Amsterdam byvoorbeeld waar dit gesien is as 'n beroep wat dit word gesien as 'n beroep en dit is Ja, nie iets wat ook op daar. neergekyk word nie. Dit is nie iets wat ek dink in Suid-Afrika is dit nog steeds definitief iets wat op neergekyk word. Dit is definitief nog iets wat baie taboe is. Hoe voel jy oor westerse lande byvoorbeeld soos in Amsterdam waar dit baie oukei is en dit eintlik gesien word as enige ander beroep? Ek sal nie dit toewens vir ons land nie. Mhm. Ek sal nie wil hê ons moet daai rigting volg nie. Mhm. Ek dis nie 'n werk wat ek sommer vir enige vrou sal sê, hoor jy, ag ja nee, gaan maak gou vir jou daar paar R1000 as jy die moeilikheid is. Mhm. Dis nie 'n werk wat ek vir enigiemand sal voorstel nie. Ek sal Mhm. liewer sê probeer iets anders, doen iets online, jy weet doen OnlyFans of wat Ja. ook al, maar ek sal Ja. nie die ding is ook is maar baie gevaarlik. Want Ja, jy's dis wat fisies ek saam jou met nou die wil vra. persoon en Het jy ja, dis enige so experience ek sal gehad? nie hoop ons kom by daai plek uit nie. Daai Ja, soos ja. Amsterdam. Het jy al ooit enige verskriklike slegte ervarings gehad waar jy dalk in gevaar was of dat daar enigiets sleg al gebeur het? Ehm, Gelukkig nie. Daar is 'n paar pushy mense, jy weet, as jy Okay. sê nee 7000 keer en dan vat hy die nee nie, dan moet Mm. jy naderhand soos uit die kamer gaan om die Okay. eienaar te roep of iemand met Okay. hulle jy weet. Hulle Ja. push maar hulle limits, dit is maar 'n ding. En 'n paar stalkers wat jou huis toe Mm. volg en sulke goeders, so Wow. dit het ek ook 'n paar keer gekry. Maar Dis ek is bietjie darmal soos scary. hulle sê op jou dis nogals dis kom ek sê, en veral toe ek op my eie gewerk het, toe ek hotelle gebruik. Dan gaan jy na 'n hotel toe en hulle kry jou daar. So ek het nooit laat mense na my huis self Okay. toe kom nie, want dis Okay. ja, ja. Ek het wel een keer ek het die persoon seker 3 keer 'n week gesien en dit het in 'n hele storie ingedraai en naderhand was my kar gekrap gewees met 'n mes en dit was ja, was 'n bietjie 'n storie gewees. Toe hy's Ja. daarom op kamera gevang gewees en hy het gesê dit was hy nie. Toe kyk ons op die kamera footage in die kompleks en toe ja, Sjoe. ja. Dit kon Dis baie hoekom baie ek erg sê gewees dis het. ja, dis maar 'n gevaarlike werk as Baie. jy nie oop kop kyk en Ja. jy weet En daar's siek en ook jy mense daar moet nooit hulle buite. laat verstaan dat jy is alleen iewers nie, jy weet. As Ja. jy iemand sien sê altyd net daar's iemand in daai kamer of die Ja. bediende is hierso, so dis maar safety Sjoe. measures wat ons almal op plek het vir sulke tipe Sjoe. goed. Dit is baie baie Ja. interessant. En so hoe het jy toe gegaan van werk na vir iemand na werk vir jouself? Waar daai skuif begin toe jy besef het nou, maar ek wil dit nou self doen. Ek wil nie meer vir iemand werk nie. Ja. Ehm, ja, jy sien ek was by daai een plekkie vir so 4 jaar, toe skuif ek na 'n ander plek toe wat meer betaal vir die meisies. Mhm. Vir so 2 jaar. En toe jy weet van daar af begin jy jou kliënte opbou, jou regulars. So hulle kry jou Mm. persoonlike nommer en toe bou ek net my kliënte op en toe dink ek wel ek kan meer geld maak as ek vir Mhm. myself werk. Mhm. En ja, ek wil my eie tye werk en ure, my eie bookings, jy weet. As hulle vir jou bookings vat, hulle vat enigiemand. Jy weet waar Ja. as jy die bookings vat, jy screen dit, jy kan Jy die sien, beheer. jy weet wat se tipe persoon jy wil sien. En ja, dit het vir my beter uitgewerk. Mhm. Sjoe. En hoe lank het jy toe vir Ja, jouself gewerk? ja. Ek het seker so 3 jaar, 2 jaar terug stop met dit heeltemal. So ek was seker nog so 5, 6 jaar op my eie gewees. Dis lank. Ja,
ja, dit is 'n rukkie. Dit is 'n hele Ja. rukkie wat ek dit gedoen het. Ek dink toe na COVID en toe ek kinders gekry het en alles, toe verander ek bietjie beroep Mhm. en toe stop dit maar bietjie. Ja. Maar daar is nog Sjoe. so nou en dan 'n kliënt wat ek al ken vir, jy weet, 10 jaar wat ek sal Mhm. sien, maar dis Mhm. nie 'n voltydse ding nie. Okay, okay. Nou, ek dink jy het gesê jy was die Ja. tweede bekendste OnlyFans in Suid-Afrika, nê? Die tweede beroemdste of die tweede bekendste OnlyFans model in Ek Suid-Afrika. ek sal sê ek was so in die top 10, in die top 10 sal ek sê. Sjoe, hoe het dit gebeur? Hoe die OnlyFans en vertel my van OnlyFans want voor ek jou ontmoet het ek nie geweet wat is OnlyFans nie. So verduidelik asseblief vir What? my wat is Regtig? OnlyFans? Ja. No way. Okay. Dit het ook begin so met COVID se tyd. Net so ek dink Okay. ek het so 2022 begin met OnlyFans. Dit was daai tyd was dit al uit vir 'n paar jaar en my Okay. vriend het my eintlik vertel daarvan. Hy sê: "Hoekom doen jy nie OnlyFans nie?" Toe sê ek soos: "Maar wat is dit?" Sê ek ook nie. Ja. En toe kyk ek 'n bietjie en toe dink ek: "Okay, fyn, ek mind nie om dit te doen nie, maar moet ek aan 'n naam dink, jy weet, wat toe kom Naughty-netjie." Mm. En die hardste ding van OnlyFans is nie die content nie, dis die bemarking. Mm. Want nou is jy bang die mense gaan nou weet. Jou vriende, jou familie gaan nou weet. Almal Hulle gaan gaan jou weet. gesig sien en weet, want jy moet dit Ja. bemark. En waar En bemark mens dit? ja, daai tyd was TikTok my O, platform. TikTok. Okay. Ja, TikTok was my platform. Was TikTok, Instagram, Twitter, Reddit, klomp Sjoe. goeters, al die En nuwe dan goeters wat betaal ook jy nou uitgekom die het. persoon nou vir om jou OnlyFans te kan kyk. Is dit nou soos Ja, so word jy dit dan is 'n betaal? maandelikse subscription. Okay, okay, Ja, en dis okay. alles in dollars, so jy Ja. maak dit byvoorbeeld $10 'n maand en dan OnlyFans en dan is daar Fansly ook. So dit vat 20% van wat jy maak en dan Okay. ja, En moet jy hoe maar werk net dit dan? Hoe die sit jy nou jou eie tye in wat jy nou wil werk? Hoe verduidelik 'n bietjie meer van hoe werk die mm, OnlyFans? dis dis die ding wat eintlik lekker is van OnlyFans as jy dit kan suksesvol maak is baie jy werk vir jouself, jy weet, jy kan Mm. letterlik byvoorbeeld ek maak een keer 'n week content, maar dan maak jy Okay. genoeg om dit uit te schedule. So jy schedule Oh, jou posts. wow. Soos ek sal nou een schedule vir Sondagoggend en dan stuur hy self Sjoe. outomaties die post uit met die prys en so dis die lekker ding is die vryheid. Jy weet, dis Ja. die vryheid. As jy besig is by jou kinders se skoolgoed, dan weet jy Ja, jy's jou goed gaan present aan. daar. Ja. So dis wat OnlyFans my lekker maak. Ja. Ja, En is dis vir my baie belangrik. Jy weet, en dan vra mense gaan jy weet, soek maar normale werk. Daai is altyd vir my die ding, is mhm, normale werk. Dan dink ek, dis 'n taboe werk, maar dit is nog steeds mhm, 'n werk. mhm. Jy sit baie ure in, jy weet, dit is Ja, verskriklik baie admin. Jy moet sure. elke dag ten minste 3 keer 'n dag post op Instagram, TikTok, Twitter om op die algoritme te kom. So daar's 'n Ja, hele science agter dit, jy weet, dis om sure. hoe die subscribers te lok na jou toe. So ja, En jy weet en hoe almal die dink ag nee, jy lê maar op jou rug en doen die ding, dis ja, meer as dit. baie meer, ja. Ja. Hoe het jy toe so Mm. bekend geraak met OnlyFans? Hoe het dit geword dat jy so bekend geraak het met OnlyFans? En het jy dit ooit verwag? Het jy ooit gedink dat dit Dink dit so groot gaan raak vir jou? nee, glad nie. Ek het Ja. nie gedink dit gaan so big deal word. Ek dink want ek het my video's in Afrikaans gedoen. Jy weet die vuil praat in Oh, Afrikaans. wow. Het ek nogal 'n niche, was nou 'n niche gewees vir mense, want jy kry dit nie sommer nie. En toe het ek maar bekend geraak vir dit. Dis so Die interessant. So jy hele het 'n gap in stout die praat in market gesien. Afrikaans. Daar's ons nie Afrikaans nie. So jy Ja, daai die gap in the presies market. en ja, Ja. exactly en toe maak ek dit gebeur en dit het goed gegaan en, ja, dit het verander. Baie vrouens in die bedryf moan 'n bietjie, dit het baie gedrop vir O, baie girls. regtig? Want ek wil half sê dis nou al old school. Dis nou al soos mense het nou gesien wat Okay. hulle wou sien en jy weet Okay. next.
So ja, dis moeilik om jou mense te hou, jy weet. Ek dink dit is elke Ja, content creator en ek praat nie nou net van OnlyFans nie, maar van enige iemand wat 'n content creator is om ja, relevant te bly is die dit moeilikste. is Dis die moeilikste baie, ding van sosiale media is om trending te bly, om selfs vir soos musikante byvoorbeeld om relevant te bly, om ja, nog musiek uit te bring wat relevant is. En dis presies dieselfde vir jou beroep om relevant te bly dat daai mense terugkom om te kom kyk na jou goed of jou te subscribe na jou toe en ja, dit is ongelooflik moeilik in enige beroep om relevant te bly. ja, jy moet die hele tyd kreatief wees en Ja. in die tipe bedryf is dit moeilik om kreatief te wees want jy kan net soveel doen, jy weet, Mm. en die ding is ook mens word ouer, jy weet, Mm. ek het byvoorbeeld baie gewig opgetel en Mhm. dit soos jy kan nie compete met 20-jarige nie byvoorbeeld. So Ja. daar is 'n mark vir elke lyf Ja, shape en natuurlik. ouderdom en alles. Daar is definitief, maar dit raak baie kompeterend. Ja. Ja, so jy moet maar heeltyd net probeer iets nuuts doen, buite content maak, wat ook Mhm. al om net soos jy sê relevant te bly. Hoe het Anders jou vergeet die gewig mense van jou. hoe het jou gewig jou beïnvloed as mens in wat jy doen? Het dit jou enigstens beïnvloed? Baie verskriklik. Regtig? Dit stop my van ek kan nie vir jou sê nie, ek is verskriklik selfbewus. Ek maak Ja. nie content nie. Ek gaan nie uit nie, ek gaan kuier nie. Ek het dit gewig optel is regtig want ek kry word vreeslik gebody shame, gefat shame. Verskriklik Ja. elke dag. As ek iewers iets oopmaak dan het iemand 'n vet comment om te maak. So en hoe meer jy dit lees, hoe meer glo jy Glo jy dit. Hoe meer dit? as jy soos Ja. ja, kyk, is nou maar vet, so kom ons lê nou maar in die bed en ek is 'n Ja. emotional stress eater, so dan Ja. eet jy net die hele tyd. Ja, Ja, dis en baie ek het die hartseer. inspuiting al probeer, ek het verloor en toe tel jy dit weer op en jy weet mens gaan ook maar deur persoonlike ons het Natuurlik. deur 'n bietjie traumatiese storie en ek dink van toe af het alles net begin. Jy Ja. weet maar mens kan dit verloor, dis net jy moet jou kop reg kry. Dis al. Ek dink nie Ja, gewig en ek dink dit is so belangrik, maar ek weet dit is so maklik om te sê, maar jou gewig kan verander, it fluctuates, maar jy moet jou waarde vind in iets wat nie kan fluctuate nie, wat nie kan verander nie. En jou ja, gewig is iets wat kan verander. Oor 'n maand kan jy 10 kilogram ligter wees, jy kan 10 kilogram swaarder wees, it can fluctuate. Maar jou waardes en wie jy is as mens en wat jy jouself as sien, kan nie verander nie. En as jy jou waarde gaan heg aan ja, hoe jy lyk en hoe groot of hoe klein of hoe maar of hoe vet jy is, dan dink ek nie jy gaan ooit gelukkig wees nie, want jy gaan nooit maar genoeg wees nie. Jy gaan nooit goed genoeg wees ja. nie. Because you're never gonna find that inner peace, want dit is iets wat jy gekoppel het aan iets wat fluctuate. Ja, en die ding is ook as jy die hele tyd luister na almal se opinies, Ja, dis moeilik. jy kan nie, want almal gaan as jy maar is, gaan hulle sê, "O, jy's te maar, eet 'n broodjie." As jy gym en jy Ja. het muscles, gaan Jep. hulle sê, "'n Vrou moenie so lyk Ja. nie." So Ja. ja, dit moet maar net vir jouself wees, jy Ek weet. wil nou net vir jou En die sê, een ding wat lank terug vir my gesê het is, in die bedryf, your body is your tool. So jy moet na jou ja, tools kyk. En toe sy dit ja, vir my sê, ek verstaan, jy weet, ja. dit raak kompeterend, maar ja, mens kan dit fix. Jy kan dit Ja, fix, jy ja. weet. En ek dink daar's soveel mense wat okay is om groot of klein of die grootte van jou maak nie saak nie. It doesn't maar net omdat een of twee Presies. mense dit sê, nou vat jy daai negatiewe comment en hulle is reg. Behalwe vir die 100 Ja. ander mense wat sê jy's pragtig, jy's mooi. Nou luister ons na daai een comment wat sê jy's vet, jy's lelik. Hoekom is ons so geneig om daai een negatiewe te glo, maar nie die 100 positiewe wat ons gekry het nie. Ja, ek dink ek is 'n people pleaser.
As Mm. ek, jy weet, selfs in my persoonlike lewe, as iemand nie van my hou nie, dit pla vir my verskriklik. En sê ek soos, Ja. wat het ek fout gedoen? Wat het ek gesê? Hoe kan ek dit fix? Ek is baie, so ek wil net hê almal moet van my hou en dit is nie moontlik nie. Ek weet dit, maar jy weet dis vir my, dit pla my verskriklik. So as iemand vir my sê jy het bietjie groot geword, jy weet, of eet bietjie minder, dan gaan ek Jy dink, vat dit joh, persoonlik. dalk ja, dalk is hy reg, dalk moet ek die broodjie los, jy weet. Maar aan die ander kant dan stres jy oor iets wat gebeur en aan my kant wat is kos, want ek Mm. rook of drink of dagga of niks nie, so my gemak is my Comfort. kos, Ja. jy weet. Ja, Waar kom en daai ek het people chocolate pleasing? of netjie koek, Ja, dit is myne ook by the way. Ek kos is 100% my né? comfort. Maar waar kom daai people pleasing? Ek wil 'n klein bietjie dieper ingaan in dit want people pleasing was iets wat ek verskriklik mee gesukkel het en ek regtig baie hard aan werk. Waar kom jou people pleasing vandaan? Want ek het besef en ek praat vir myself dat my rede vir people pleasing was to be accepted. En dit was die rede hoekom ek ge-people please het. Wanneer ek people please, dan voel dit ek sal dan aanvaar word. Wanneer ek iets doen wat goed genoeg is vir jou, dan sal ek aanvaar word. En ek dink wanneer jy besef dat die mense wat regtig omgee oor jou en die mense wat regtig daar is vir jou en wat eintlik goed is in jou lewe, wanneer hulle daar is, dan hoef jy nie te people please nie, dan respect hulle jou boundaries en dan maak daai comments nie saak wat sê jy's vet of eet nog 'n broodjie of dan is dit soos vader van die een se rug af, want dit is jy wat sê I don't need your acceptance. Ek het nie jou acceptance nodig nie. Ek het nie jou aanvaarding nodig nie. Wens ek kon op daai punt kom. Ek dink myne kom van skool af. Ek was Mm. baie ek was geboelie op skool. Mm. Ek het in die badkamers my lunch geëet. Sure. Ek was baie geboelie, ek was baie alleen. Ek het nooit jy weet almal het 'n groepie op skool, jy weet die Ja. jocks, die populêre girls, Ja, die ja. rokers, die goths. Ek het nie Nie gepas 'n by plekkie gehad enigiemand nie. nie. En jy weet in graad 11 toe nee, in graad 11 toe my ma nou my stiefpa en mooi huis, groot huis, baie geld toe, ouer parties en toe Mm. raak ek nou bietjie populêr, jy weet, maar Mm. ook vir die verkeerde redes. So Mm. ek was nooit van my gelike. Mense het nie van my gehou nie. Ek kon nie verstaan. Ek was baie skaam en Mm. teruggetrokke. Mm. Dis kom as mense nou van skool se tyd af hoor wat ek doen, is hulle soos wat? So ek Geskok. was verskriklik teruggetrokke geweest. Ja. Nee, sê hulle soos nee, is jy naughty Nikki? Ek soos ja, so nee, hulle is Ja. baie dit hoe ek nou is en hoe ek daai tyd was twee verskillende mense. Ek dink ek het bietjie meer uit my kassie geklim. En ek Ja. dink dit het te doen met die massagebedryf want jy hoor elke dag you're so beautiful, oh you're so pretty, Mm. oh wow, I Mm. wish jy weet I could have you. So jy word so opgebou en waar in skool was ek geboelie, jy weet, lelike goed genoem. So Jy het ja, ek dink aanvaarding van toe af gekry. ja, al was dit nou in daai Ja. bedryf, dis jy weet mense sê, "Yes, she's nice, she's so Mm. oulik," en jy weet, so nice mense, tog ek okay, ek is nie so bad Ja. nie. Ek sal Ja. iewers inpas eventually. Ja. Ja. Of jy het eintlik En gevoel jy selfs pas nou nog, in. ek is maar baie op my eie. Ek is regtig op my eie. Dis vir my lekker. Ek het Ja. nie groepies vriende nie. Ek dink ek het 2 vriende wat ek kan noem. Mm. Ek is net op my eie. Dis lekker. Ja. Dis vrede. Ja, ek dink ek moet ook vir jou sê, ek dink om 'n klein groep te hê is baie beter as om 'n groot Ja. groep is vir my ook persoonlik Mm. baie beter. Ek wil Ja. graag praat van toe almal nou uitvind want soos jy gesê het op OnlyFans moet jy jou gesig wys, almal weet wie jy is. Toe familie, vriende, mense uitgevind het dat jy nou dit doen, watse reaksies het jy gekry? Wel ek dink nee, ek weet meeste van my familie
skaam hulle self dood vir my steeds tot vandag toe. Mhm. Jy weet, daar's 'n paar occasions wat ek nie genooi was na 'n kind se verjaarsdagpartytjie toe nie oor Mhm. wat die vriende gaan sê as hulle sien Mhm. ek is nou daar, jy weet, asof ek nou met speelgoed na dit was 'n hele ding, dit het my vreeslik ondergekry. Ja. Baie vriende is ook soos, is jy ook nou een van daai is en ek is skaam vir wat ek doen op Hawaii, maar aan die ander kant dink ek dit sit kos op die tafel, jy weet, Ja. dit kry my waar ek is heidaglik, Ja. so is dit die ideale werk? Nee, dis nie wat ek sal wil hê vir enigiemand nie, maar dis 'n werk. Ek het Mhm. nou jy maak so 'n mind shift dat dis 'n werk, as jy nou maar mense verloor along the line, Mhm. dan is dit ook nou maar so, dan Mhm. was hulle nooit dan aanvaar hulle nie jou vir jou nie. Ja. Jy weet, hulle ken my al vir 100 jaar, so hulle moet Ja. weet wat 'n mens ek is, instead van om Ja. te kyk soos ons sê altyd your work doesn't define you. Dis nie Mm. jou werk en wie jy is nie dieselfde ding nie. Ja. So, nee, ek het baie mense al verloor along the line, maar Ek maar dink so. dit is maar so met die lewe ook, nê. Mens verloor Ja, maar mense so op die pad, nie net as gevolg van beroep nie, maar as gevolg van verskeie redes. So dit is nie ja, onnatuurlik om lewe, ja, om mense te verloor along the lines nie. Watse tipe ja. support dink jy wens jy kon kry as 'n OnlyFans model? Watse tipe support wens jy daar was vir OnlyFans models? Ja, daai is 'n moeilike een. Ek is so gewoond om geen ondersteuning te hê nie. Ek kan nie eens dink hoe dit is, Ja. dat as jy dit het nie. Kyk, ek weet meeste OnlyFans girls wat ek van weet is getroud, so hulle mans ondersteun hulle 100%. Baie het ook familie verloor. Dit sou net nice wees as ek sê as die familie verstaan het hoekom jy dit doen. Mm. Jy weet, jy doen dit nie want jy wil graag hê almal moet jou alles sien nie. Jy doen dit Mhm. want it's a means of a income. Mhm. So ek sou net wil hê hulle moet dit half uit hulle kop uit sit en Ja. net jou nog steeds laat goed voel as mens. Mhm. Want jy word klaar ge-objectify elke dag. Jou Ja. inkomste bestaan uit om 'n object te wees. So Ja. dit sal net nice wees as 'n mens jou net soos 'n mens hanteer en sê, "Ja, sorry, kom ons gaan vir lunch, kom ons chat bietjie en net Ja. gaan dit met jou, jy weet." Nee, Ja. ek het nie daai nie. Ek het daai Ja. glad nie. Ek het nie dis hoekom ek sê mense is half in 'n robot mode. Jy gaan net aan. Ja. Ja, jy voel nie meer nie. Ek voel regtig geen emosie meer nie vir baie jare. Nie geluk nie, hartseer nie, kwaad nie, niks. Ek voel net nie. Dis nie 'n So goeie plek jy's om te koud. wees nie. Hierdie bedryf maak jou koud. Ja, dis nie 'n baie dit Mm. is 'n en ek dink dis waar jy terugkom na sieldodend. Ek dink dit sit alles Mm. bymekaar mooi is dat jy voel Ja, niks nie. Jy voel letterlik niks nie. En dit is 'n baie slegte plek om te wees want dit beteken jy voel ook nie geluk nie en jy voel ook mm, nie daai goeie oomblikke nie en it steals your joy. It takes away those good moments. ja. Jy staan maar op elke dag en doen wat moet gedoen word, sit kos op die Ja, tafel en môre doen jy dit weer. So daar's nie jy sien nie ja, uit vir jou lewe nie, as ek dit so ja, kan stel. Dis net ja. jy doen dit want jy moet. As jy Mm. nou as jou familie of iemand wat teen al die goed is, nou vanaand wanneer die episode uitkom, wanneer hulle na hierdie Ja, kyk en jy vir hulle iets graag wou sê, wat sou jy graag vir hulle wou sê? dink dit wat my die meeste pla is die mense wat na aan my is, Mm. familie wat my kant toe geskuif het. Jy weet, wil ek net hê hulle moet onthou wie's ek. Jy weet, Mhm. ek as mens, ek was altyd daar vir almal. As daar gunsie nodig was, as hulle hulp nodig gehad het, dan ek was daar. Ek het nie gevra hoekom, hoeveel, hoe laat, wanneer nie, ek was daar Mm. en ek voel of hulle jy vergeet daarvan, jy weet, jy Mhm. vergeet van die persoon, jy weet jou sussie, jou dogter, jou wat ook al Ja. en dit het my baie gepla in die begin, maar soos wat ek ook besef het,
almal het skeletons, jy weet, in die bedryf sê hulle, jy weet, hoe kan jy dit doen, skaam jy nie jouself dood nie, maar agter die deure gaan sit mense graag op daai platforms en Ja, doen hulle ding, jy weet, so ja, dis ja, hulle wil net nie betaal daarvoor nie, of hulle wil nie iemand ken wat dit doen nie, maar ja, hulle self as daai deurtjie toe is 12 uur op 'n Vrydag aand. ja, So ja, ek wil net hulle moet my ken vir my. ja. Ek is regtig dis een ding wat ek kan sê is voel ek is 'n goeie mens. My hart is op die regte plek. Mhm. Ek doen wat ek doen net want ek het 'n familie om voor te sorg. Ja. Sjoe. En Ja. jy het vroeër gepraat van jy het deur 'n baie traumatiese tydperk gegaan. Vertel my 'n klein bietjie van daai traumatiese tydperk. Wat het gebeur? My seentjie se pa is oorlede 4 jaar terug. Sjoe, jammer. En toe daai gebeur het, toe trek ek Kaap toe vir 2 jaar, jy weet net oor Weg te te begin kom. en jy weet die Kaap is mos so amazing en almal wil in die Kaap bly en ek skien toe harde les geleer, gaan toe soontoe en toe begin ek het begin daar met collabs, jy weet, met ander vrouens werk. My grootste advies vir enigiemand in die bedryf is moet nie saam met 'n ander vroumens werk nie. Maar in elk geval, my Regtig. vingers al 4 keer gebrand. O nee, joh, Kan jy hierdie net so jy dis hoef nie soos uit te hoërskool. brei nie. Ek wil net weet soos min of meer is dit ingedoen of is dit net nie wat is die rede dat jy Dis so net die sê? stories na die tyd O, is okay. onwaar wat hulle versprei oor jou. Jy weet, hulle brand Okay. brûe vir jou. Okay. Ja, en ja, ons trek toe Kaap toe, jy weet, en toe het ek nou daar geen support system nie en daar was ander familie daar, maar hulle is van dies wat hulle self doodskaam vir my. So Mhm. my ma het afgetrek saam met my vir 'n jaar, toe kom sy terug, sy wou nie daar wees nie. Jy weet, as ek en my 2 kleintjies, toe was hulle nog 3 en 4 en ja, toe trek ek terug die kant toe en ek's nou amper 2 jaar terug en ek probeer steeds my voete vind. Ek probeer Mhm. steeds recover van daar Mhm. want iets daar het iewers gebeur einde 2024, 2023. Iets, ek weet nie wat, maar iets bitter negatief het net alles het begin skeefloop. Ek het alles verloor, ek het my kar verloor, gewig opgetel. Ek weet nie, ek probeer tot vandag toe uitfigure Mhm. wat jy weet, ek begin al dink dis die universe wat vir my sê ek moenie die werk Mm. doen nie. Ek weet nie wat Mm. dit is nie, maar alles skeef geloop. So toe kom ek terug en ek probeer maar nog steeds alles uitfigure, jy weet. Dis nie 'n Sure. beroep wat ek wil doen tot ek 60 is nie. Mhm. Mhm. Ja. En hoe voel jou ma? Jy het nou gepraat van jou ma. Hoe is jou verhouding met jou ma en oor jou beroep? Ek sou sê ons verhouding is baie goed. Jy weet ons is close, maar obviously sal sy nou nie verkies dat haar dogter Ja. doen wat ek doen nie. Jy weet sy sê Ja. baie dan ons probeer, wat gaan ons nou doen? Ons Mm. probeer die besigheid en ons het 'n kwekery ook gehad op 'n stadium, maar toe trek ons nou Kaap toe en verkoop alles en ja, so sy's ook maar net probeer vir my iets anders vind, Mhm. maar dis moeilik. Daar is Dit nie is. werk nie, veral as jy Ja, niks agter jou naam het nie. Veral as dit ek nou is. verstaan, as ek nou met my CV opstel, Ja. wat Ja. sê ek? So dis hoekom ek fokus ook bietjie meer op my YouTube en ek wil bietjie my kos channel doen, my Oh, dis familiegoedes, die interessant. outdoor goedjies. Ja, Ja, so ek hou ek van dit. probeer uit dit kom, maar dit vat lank. Dit doen. Hmm. En Dit jy gaan net weet 'n rukkie vat. Ek ek wil het nou net net tyd vir jou nodig. sê tyd. Ja, tyd en dis is om 'n nuwe besigheid te begin. Jy gaan jou voete Ja, moet vind en jy gaan eers 'n klein bietjie en met tyd gaan jy bietjie groter en groter en groter, maar dit gaan definitief tyd vat. En alle voorspoed ja. vir dit. Ek sal definitief kyk en ek Dankie. sien baie uit om 'n cooking channel te sien. Dit sal baie Ja, interessant net wees. alles soos relevant Nikki's kos, jy weet, Kitchen. soos ja, exactly. Ek Ek het al love klaar it. die logo en alles design, ek moet nou Ek net love aan die it. gang kom. Dit is Mhm. amazing. Dis baie Ja. amazing. Ek wil graag by jou hoor, wat sou jy vir jou jonger self wou sê as jy nou na 17 jaar, 18-jarige Nikkie kon kyk
en haar in die oë staar en vir haar iets vertel, wat sou jy vir haar sê? Ja, ek wonder. Ek sou vir haar sê, fokus op wat jy wil doen. Mhm, Los die kort paadjies, want ek het gedink as kort paadjies vinnige geld. mhm, Nee, fokus op wat jy wil doen en doen dit, al is dit moeilik, al sukkel jy vir jare, al maak jy vir jare nie geld nie, mhm, fokus net. Bly weg van die goeters af. Dis nie lewe nie. mhm. Dis gemaklik, dis makliker as om te swat en jy weet al daai goed, maar dis nie hoe dit moes wees nie. Dis nie hoe die lewe moes uitdraai nie. En wat is daai passie? As jy nou kan terugdink en dink aan wat jou passie is, wat is dit? Wat is jou passie? Gaan dit snaaks klink as ek sê ek het nie meer eene nie. Sjoe. Nee, Ek dis 100%, dis die het nie meer waarheid. eene nie. Soos ek sê daai tyd, ek wou graag helikopters gevlieg het. En toe gaan ek bietjie een keer, Interessant. toe gaan kry ek pryse en hoeveel dit nou gaan kos om Ja, toe werk dit bitter duur uit. Toe kon ek nie en daai tyd toe het ek iemand gehad, toe sê ek my spaar nou hierdie geld en dan gaan doen jy 'n helikopter ja, lisensie. ja. Obviously het ek nie. Jy weet dit was lekker karre en vakansies en so nee, Ja. ek en spaar is baie erg. You Dit live in werk. the moment. Jy het nou daai uit geleer, but Is you lived in the rarig. moment. Ja, ja. Ja. Ja, ek Sjoe, wil ek sê ek was helikopters. oorsee, ek het lekker goedjies gedoen gehad, maar nou het jy niks om voor te wys nie behalwe jou memories. Jy het Ja. net jou gedagtes wat jy kan van onthou. Maar weet jy, ek moet eintlik vir jou sê, dit is eintlik ook wonderlik, want ek dink op die einde van die dag, dit is wat jy gaan onthou, is daai memories. Ja. So, ek dink Ja. jy sien dit dalk miskien in 'n negatiewe lig waar dit was wonderlike tye wat jy oor Dit see was gegaan regtig het lekker. en dis great memories wat jy vir altyd sal onthou. En dit was Ja. wonderlike tye wat jy vir altyd in jou memory gaan hê. En is dit nie maar wat die lewe is nie, Ja. al hierdie klein blokkies, puzzles, raaisels wat ons bymekaar maak en eendag dan sit ons net daai finale stukkie in and then it's all over. Ja. Ja, ek meen liewer dit, jy gaan met dit as jy nou klaar is met die lewe in plaas van jy weet om al hierdie goeders te hê. Jy gaan nie Ja. dit saam met jou vat, jy weet al die Nee. besittings nie. Jy vat jou lewe saam met jou. Ja. So op dit dis positief en negatief. Jy weet Ja. moes ek bietjie gespaar het, ja, maar positief, ek het gelewe. Ek het 'n baie Ja. lekker lewe gehad. Ja, ja. Ek wil En toe graag gebeur ander dinge. 100 ja. Ek weet dit is 'n baie moeilike vraag om te antwoord, maar hoe voel jy oor geloof en oor die feit dat dit 'n beroep is? Ek weet dis 'n vraag wat baie mense altyd kry in die bedryf. Wat sou jy sê, hoe beïnvloed jou geloof jou beroep? Ehm Ek probeer eerlikwaar nie ek gee nie veel aandag daaraan nie, as ek Okay. dit so kan stel in die manier van ek wil nie dit overthink nie, want mens voel half klaar Skuldig. sleg oor wat jy doen. Al wat jy kan hoop en bid voor is, jy weet dat die Here jou eendag gaan vergewe. Hy ken jou hart, hy weet hoekom jy doen wat jy doen. Dis nie jy weet ek staan nie op en is opgewonde. Jesus, ek kan nie wag om te wat en wat nie. So Ja. ek in my hart hoop en bid ek maar hy sien dat hoekom sy dit doen, in plaas van om te sien dat dis nou maar net hoe dit is. Ja. Ja, maar ek is nie meer so naby gelowiges wat ek altyd was nie. Veral met goed wat gebeur, jy weet ons is geneig om die Here te blameer as goed Ja. skeefloop, wat ook nie reg is nie. So elke keer as daar iets gebeur dan sê ek, maar hoekom gebeur dit nou met my? Ja, Jy weet, ja. waar's my breek? Waar's my Ja. gap in die lewe? Dit kom nie en dan dink jy, is dit nou die geloof se skuld? Maar dit is nie, dis net die lewe. Ja. Die lewe werk nie vir almal uit nie. Ja. Sjoe, dis baie Jy mag geleentheid maak vir jouself. Dit kom nie net nie. natuurlik.
En ek dink dat almal is Ja. anders en almal is ja, almal is net anders, so almal sien dit anders en as ons minder oordeel sal daar meer liefde wees as ons minder oordeel. Ek dink dis Dis die ook groot die ding. ding, baie mense is ook vinnig om vir my te sê, jy weet, die Here gaan jou straf of bid en die Here sal voorsien. Nou met daai een stem ek nie 100% saam nie, jy weet, jy moet nog steeds werk, jy moet nog steeds Ja, jy moet gaan jou ding doen om geld te ja, kry. ja, Maar soos ek sê, ek ken mense hart, hy weet, ja. En wie is ons jy om te weet my oordeel in elk hartsbegeerte. geval? Wie is ons om te Ons almal oordeel? jaag ietsie aan iewerste. Ons 100%. almal doen nou ietsie wat ons nie moet nie, jy Ja, weet. 100%. Ons En weet dit nie daarvan nie. Myne is nou weer ek is baie oop met alles wat ek hoop doen. So daaroor. ek sit my Ja, lewe op social media. ja, So ek ja, maak myself oop vir oordeel en haat en goed ja, en dis ja. ek handle dit Ja, weer. ja, Ja. ja. Ek hoop dat jy nie meer daai comments sal te harte vat nie. Ek hoop regtig dat jy sal besef dat jou waarde nie geheg word aan iemand se comment nie. Ek hoop dat jy volgende keer daai comment kan sien en sê, ag, net nog iemand wat niks het om te doen nie. Ja. 10 katte seker by die huis sit en jy weet niks het om te En hulle doen nie. foto's wys ook nie eens nie. Ja. Hulle het nooit eens 'n profielfoto op nie. Ja, So jy ja. weet hoe lyk hulle? So hoekom moet Ja. jy jouself steur daaraan? Hoekom moet jy jouself jou dag belemmer en jou identiteit koppel aan iemand wat jy nie eers ken nie? It's not worth Ja. it. It's not worth it. Dit is Wie is Nikkie wanneer die kameras nie rol nie, wanneer daar nie 'n shoot is nie, wanneer daar nie OnlyFans is nie? Wie is Nikkie by die huis? 'n ma 200% net 'n ma. Dis my elke minuut van elke dag is my kinders. Hulle doen vreeslik baie sportaktiwiteite by die Ag, dis skool. Ek ry die hele dag wonderlik. rond agter hulle. Ek is Ag, ja, nee, ek druk my kinders verskriklik. ja. En jy weet iemand sê nou eendag vir my, "Wat druk jy jou kinders so?" Ek sê, "Want laat hulle nie soos ek uitdraai nie." Dit klink seker net my lelik om te sê, maar ek druk hulle. So ja, ek is 'n ma en ek is 'n gamer. Ek speel PlayStation. Ek is Wonderlik. Ek met het die nie dit honde geweet nie. besig. Maar nee, ek is 'n Dis groot nerd. interessant. Ek is eintlik 'n Wow. groot gamer. Ek het baie gestream op 'n stadium my games en goeie. So Dis so nee, ek interessant. is ja, daar's ietsie Ja. van alles. Ek is eintlik 'n tomboy. Ek hou mos van En 'n chef vis in the vang. making. Hey, die chef is op pad, my airfryer chef. Ja, so ek is maar ietsie van alles. Ek brand 2 minute noodles. So daarso moet ek sê ek het goed getrou. Ek sal vir jou die link stuur. Eerste. Ek gaan definitief dis ek moet sal sê jou ek gaan eers aan die kyk. gang. Hey, hoor hierso, ek jaag ook aan partykeer. Dit's okay, ons leer maar. Ja, nee, dit is definitief my swakste punt. Ek hou glad nie van Hoe is dit? kook. O nee, dit is asseblief met my nie in 'n kombuis sit nie. Ja, wat? Ek haat Maar dit. braai is Absoluut. ook lekker. Dan is braai veiliger. Dan moet jy maar Ja. leer te braai. Ja, nie dat ek kan Ja. nie, maar ek sal dit eet. Ek sal dit eet, definitief. Is pak net die vleisie op en hoop dit kom lekker uit. Ja. Ja. Wat se advies want jy het al gepraat van jy kry so baie inboxes van jong meisies, vrouens wat sê Jo. ek wil dit so graag doen. Help. Hoe doen ek dit? Ek wil so graag hierdie beroep doen. Wat 'n boodskap wil jy graag vir daai mense gee? Ja. Kyk, baie van hulle situasies wat hulle so vlugtelik verduidelik is, hulle is in 'n verhouding en hulle wil daar uitkom, maar dit het nie geld nie. Baie wil net hulle mans los en daar uitkom. Jy weet, en vra hulle altyd kan hulle doen sonder om hulle gesig te wys, jy weet anonymous. Soos dis my eerste jy weet los. As jy nie 'n gesig wil wys nie, moet jy maar los. Maar kyk, ek sal nie dit afwys nie. Ek sal nie vir hulle sê moet dit nie doen nie want ek weet as jy kinders het, jy moet doen wat jy moet doen. Maar ek sal vir hulle sê wees bereid om familie en vriende te verloor.
Jy weet, dit wees bereid dat mense gaan jou judge, jy gaan gekritiseer word. Maar jy moet doen wat jy moet doen. As jy moet geldjie maak, moet jy geldjie maak. Sure. En my laaste vraag vir jou is Ja, wat ek of jy? ek dink ja, ek het gesien ons hak 'n Iemand klein hak. bietjie ja. Kan jy my nou hoor? Ek dink jy hak nou 'n klein bietjie. Ons uit terug. Kan jy my hoor? Kan jy my sien? Ons is daarom nou weer terug. Okay, ons is nou weer terug. Ons is terug. Ja. Ja. My laaste vraag vir jou is as jy een phrase of 'n motto vir iemand kon aanleer net om die wêreld 'n mooier plek te maak, wat sou daai gesegde wees? Just be humble. So, Bly net humble. Wees net plat op die aarde. ja. Jy weet, almal se finansiële situasie is anders. Ja. Moenie neerkyk op iemand oor hulle Ja. geldsaake of hulle beroepskeuse of Ja. hulle situasies nie. En ek het nou baie gevind, veral met my tipe goed. Ek word verskriklik op neergekyk. Sies, hoe kan jy kinders? Dan dink ek, Ja. sorg, jy weet, dit kon erger wees. Ek kon op die straat gelewe het. Ja. So ja, wees net humble. Wees net nice. Just stay humble. Het jy Ek's verskriklik humble. Dis wonderlik. Dis 'n baie mooi eienskap. Ja. Dis baie mooi. Het jou kinders Ek help iemand enige tyd. Het jou kinders enige idee of het jy al enige voorval gehad miskien by 'n skool, wat jou kinders dalk iets gehoor het of, dalk iemand iets gesê het as gevolg van jou beroep? Daai is nog 'n battle wat ek gaan moet fight met tyd. Hulle is darem nog jonk, so hulle ken nie die tipe dinge nie. Okay. Maar daar is al van die ouers wat my ontdek het op TikTok en daai tipe goed. En dan obviously as jy my op TikTok het, gaan jy uitfigure, Ja. o, dis wat jy doen. Okay. Jy kan 2 en 2 bymekaar. So daar is al van die ouers wat direk vir my gesê het, hoorie, weet wat jy doen. Cool, dit jou saak. Die ander een is ook soos dis jou ding, maar ek weet daar is ander mammas wat my lewe kan moeilik maak. So ek sal met daai deel wanneer ek daar kom. Maar vir nou weet my kinders nie, hulle is klein. Maar eendag gaan mamma die gesprek moet hê. Jy weet. Maar vir nou hulle is nog onskuldig en weet niks, so dis okay. Hoopelik teen daai tyd is ek al uit dit uit. Ja. Dan hoef ons nie daai Dan kan jy hulle 'n deel van jou chef se jou cooking. O ja, hoor jy, hulle wil net YouTube channels hê. Hulle wil net YouTube channels hê. Hulle weet dis wat dit is. Laat hulle. Ag, dis wonderlik. Ja. Dis so So dis 'n hele die mik is 'n family YouTube channel, jy weet wat ons het soos family outings doen. Gaan na die restaurant toe, probeer die kos, gaan na 'n kaasplaas toe en so ja, dis die doel. Ek love dit en ek hoop alle sterkte toe vir jou. Ek hoop regtig dat jy dit ek sal dit moet maak gebeur. Ek hoop so. Dit was ongelooflik lekker en dankie dat jy jou storie gedeel het. Ek weet dit is nie maklik om so vulnerable te wees en om jouself daar buite te sit en in so 'n manier en om so oop te wees oor wat jy doen nie. So ek wil baie dankie sê vir jou dat jy so braaf was om jou storie te vertel en ook vir die mense meer te vertel daarvan. En my hoop is dat mense minder sal oordeel en ook dat hulle ook sal besef dat it's not the way out. Ek dink dit is die twee hoofgoed om hier uit te vat wat ek uit dit uitgevat het van jou. Ja. Dus daar's ander maniere. Ja, definitief. Dit was so lekker om met jou te praat. Baie dankie vir jou. Ek waardeer dit vreeslik. Dankie dat jy my gehad het. Dit was wonderlik en ons praat gou weer. Baie dankie en ons praat weer.
Dankie. Dankie. Lekker Bye bye, aand. lekker aand. Bye bye. Bye. Staan nog jy, staan nog saam.